Met hy groen. Raai, hy's groen. Raai, hy's groen. Nee, groen, ja, sy. So, toe hy nou die mens maak, en hy's klaar met hom en hy maak die vrou, en ja, hy het ons uit stof uitgemaak, die mans, en die vrou het hy gemmerkoekmannetjies gemaak. So, dit is waar dit op neerkom. Hy gee vir ons daai lewe. En daai lewe is wat ons vandag ken as die Ruach Gees. Daai gees wat in jou bly, wat met jou praat. En ek gaan net vir ons daai eerste gedeelte lees, Elohim, die name van God. Elohim is die algemeenste Hebreëse naam vir God in die Ou Testament, en kom reeds in Genesis 1 voor, toe God die hemel en die aarde geskaap het. Die El is ook belangrik, want ons gebruik hom in El Shaddai, El Jehovah, en jy beklemtoon God se naam. Dis die voornaam van die werklike naam. Ons ken hom as El Jehovah Nissi. Dis sy hele naam, maar ons gebruik net baie keer die naam Jehovah Nissi. Jehovah Rafa, die een wat genees, die een wat jou beskerm. En dit is hoe God se name uiteengelê word. Maar elke een het sy eie verduideliking. Bedoelende, as ek praat van El Nissi, ons weet dis die een wat jou beskerm. Toe die Israeliete deur die Rooi See getrek het, het hulle God vir die eerste keer gesê, hy is hulle El Nissi. Hy is die een wat jou beskerm, hy is jou banner. Hy stap saam met jou. Wat interessant is, as ons kyk na Genesis 1, sê hy, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons gaan kyk na Johannes 1. Johannes 1 sê dieselfde. In die begin was die woord, en die woord was by God. Presies dieselfde ding. Dis hoekom die twee 'n lekker kruisverwysing het. God wat Jesus vir ons gegee het, want die woord het onder ons kom woon. Dit het later gebeur toe Jesus gekom het. Selfde God, net in die vorm van 'n mens, wat ons weet. En hy het ons kom beskerm, en ons die weg, die waarheid en die lewe geleer. Onthou, in daai stadium was ons nog in die Ou Testamentiese gewoontes. En Jesus het ons kom leer wat sy verhouding met hom is. Ons gaan na die volgende, Jahweh, wat ons weet, ek is wat ek is, die ewige een. Ek is jou God. Wat Jesus ook gesê het, althans wat God gesê het vir die Israeliete by die berg van Sinaï. En hy het afgedaal en hulle het pad gegee. Hoekom? Want die lig van die Here was baie duidelik. Nou wil ek vir julle baie maklike illustrasie gee. Kom ons sit 'n flits aan. Ons ken almal 'n flits. Daar loop sy lig hier reguit. Maar hoekom loop die lig hier reguit? Hoekom loop hy nie krom nie? Julle my antwoord. Daar sê ek lig hom 'n bietjie rond. Julle kan hom sien. Hy loop reguit. Dis die karakter van God. Hy loop reguit. Daar's nie krompaadjies nie. En daar waar hy val, is daar duisternis. Nou wys bra. Daar's lig. Dis 'n baie maklike voorbeeld van hoe 'n karakter van God is. Want hy draai nie kronkelpaadjies nie. Soos ons sê nie in die woord is, hy's 'n strykerre. En dis die karakter wat ons van God ook het. As jy loop en wandel in sy lewe en doen wat hy wil hê jy moet doen, dan is jy daai strykerre. Jy kom nie met paadjies, jy kom nie met ander snaakse dinge uit. Jy loop reguit. Jy sê vir die ouens reguit wat dit is. Jy sê vir hom eerlik, dis die saak. En dis hoe dit werk. As jy dit wil verander, is dit gaaf, dis jou beurt. Maar ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n gelowige. So wat doen ek? Ek doen wat die Here sê. Jy loop pad reg. Jy loop soos hy flitslig, stryd. Hy loop nie so nie. Ek het nog nooit 'n flitslig gesien wat om 'n hoek kan lig. Werk nie so nie. Die lig loop reguit.
Dis presies hoe God met ons werk. Ons verstaan dit nie, maar die oomblik, as jy by die waarheid uitkom, daai ander ou gesegde wat die polisieman altyd vir jou sê, boet, as jy nou lieg, moet jy reg lieg, want jy gaan net nou weer moet lieg. En dan sit jy met 'n probleem. En dit is presies daai ding. As jy nou die waarheid praat, hoef jy nie net nou te dink oor wat jy net nou gesê het nie. Want dit bly dieselfde. Ek meen, as ek vir jou gesê het, hierdie bank is swart, dan is hy swart. Bedoelende, ek bly by dit. En dis waar dit op neerkom. God loop nie 'n pad so nie. So loop hy met jou ook. So werk hy ook met jou. Want kyk, hy het jou gemaak. So hy wil hê, wat ons net nou gaan kom by Adonai, hy is jou Vader. Ons het dit gesing op. Jy gaan na God die Vader toe, Adonai. Hy is daai intieme Vader. Hy is daai een wat jy vroeg in die oggend opstaan en sê, Vader, hier is ek. Kom ons gesels 'n bietjie. Dan sê hy is in daai stadium, is hy nie El Shaddai nie, alhoewel dit nog steeds sy rangorde is. Maar is hy jou Vader en jy sy kind. Jy kom gesels met hom, soos 'n vader met sy seun praat. Ons het 'n goeie voorbeeld ook daarso van Moses, wat baie met God die Vader gepraat het. En hy sê ook daar so duidelik, Moses het met hom gepraat soos met 'n man met sy vriend gesels. So met ander woorde, ons kan hier met tafel sit en gesels. Ons kan aangaan. Want hy, praat ek van God die Vader, Adonai, hy is die meester, die Here, maar ek praat van hoofletters daar, en dui op God se autoriteit en sy heerskappy oor sy skepping en sy mense. Maar hy het ons gemaak, sodat ons met hom 'n verhouding kan hê, en ons met hom kan gesels. God is die een, aan wie totale gehoorsaamheid en onderwerping verskuldig is. Hierdie titel gebruik in die plek van die Heilige Gees, saam met wanneer ons dit in die skrif voorlees, en dit herinner ons gelowiges daaraan, dat God soewerein is oor elke aspek van ons lewens, en dat hy heerser is oor alles regverdig en goed regeer. Julle weet daar eintlik wat ons opgesit het op 'n stadium van God is in control. Dis hy daai. Hy kontroleer met jou, hy praat met jou. Abba Vader, ek dink ek het hom net omgedraai. Abba Vader is die intieme aanspreekvorm. As 'n kind gebore word by die Israelies, dan spreek hulle vaders aan as Abba Vader. En totdat hy groot is, met ander woorde op die ouderdom van 16 is, dan stap hy basies in die grootmenswêreld. 18 is hy basies klaar as kind. Dan word hy as grootmens gesien. En interessant genoeg is hy nog steeds as sy pa toe kom, sy nog steeds vir sy pa Abba Vader. Dit bly nog sy pa. Maar dis dieselfde verhouding wat hulle kinders leer, wat jou verhouding met God is. Hulle gaan self so ver, as, nou praat ek van die priesters, voor hulle die Torah lees, gaan was hulle eers hande, as hulle weet daai woord, kom voor in daai gedeelte wat hulle gaan lees. Gaan was hande, kom hulle terug, en dan lees hulle. Want jy moet skoon en jy moet heilig wees. En dit is ook wat ons vind, waar Jesus die woord Abba Vader die eerste keer gebruik het. Toe hy in Getsemane was, met sy laaste gebed, wat hy met die Vader gepraat het, het hy vir hom gesê, Abba Vader, ek weet, by U is alles moontlik. Maar hierdie beker kan U wegvat. Maar as ek hom moet deurvat, dan sal ek hom deurvat, dat U wil geskied. Nou ons as mense is baie keer, ons soek nie daai ding nie, dit is 'n moeilike ding, dit is nie maklik nie. Maar, as dit die wil van die Vader is, dan is dit die wil van die Vader, dan gaan jy deur hom. En so het Jesus ons geleer, dood eenvoudig, gaan na die Vader toe, sê Vader, ek verstaan dit, maar hierdie oomblik verstaan ek dit nie,
Ek verstaan die feit dat u dit wil hê, maar ons wil graag 'n ompad kies. Ons soek daai shortcut. En baie keer sal God jou die ompad gee. Vra maar vir Abraham. Hy moes Isak gaan offer. Wat gaan jy doen as jy vader sê, jy moet nou jou kind gaan slag basies? Jy weet, hierdie ding, vader, is 'n ander ding. Totdat God vir hom die uitkoms gegee het. En dit is die Jehovah Jireh wat God ons leer. Want die Here sal voorsien. Ons kom altyd op 'n punt dat ons dink. Dit gebeur baie met ons. Nou weet ek nie waarheen nie, maar as ek die Here aanroep, sal hy my voorsien. Dis sy naam. Die Here voorsien. Hy voorsien in al jou dinge. Hy voorsien in al jou behoeftes. En jy kan maar dink nou, teruggaan op jou pad van vandag af reverse. Dink gou, hoeveel het die Here al vir jou voorsien in jou lewe? Wat jy gedink het, it's not gonna happen, the door is closed. En as jy weer sien, dan maak jy die deur oop, dan gee hy vir jou. En dit is presies wat hy is. Hy is daai een wat daaraan werk. Ons verstaan dit nie altyd nie. En die snaakse ding is, ek weet nie of julle al die Bybel deurgelees het nie, maar in die Bybel kom die woord per toeval of toevallig nie voor nie. Ek weet nie of julle hom dalk al gelees het nie. So by God werk dit nie per toeval of toevallig nie. Dit werk op die regte tyd. Daai tyd wanneer jy dink dit is nou verby, dan gebeur die ding. En dit is God se tyd. Al dink jy, hey, it's not gonna happen, bra, jy het 'n probleem hierso. Miskielik gee die Here, maak hy deur oop. En sê per toeval nie, hy het dit geweet. Hy was daar al reeds. Jy was nog 3 weke agter. Dan is hy al reeds besig om jou 4de week vir jou te beplan en die uitkoms vir jou te gee. Jy het nie daai tyd daaraan gedink nie. Nou as jy by daai punt is, waar die tekkie die teer slaan, skielik is God hier. Skielik gebeur dit. Skielik is alles daar. En dis nie per toeval nie, want dit staan nie in die Bybel nie. God ken nie die naam per toeval of per ongeluk nie. Sy tyd is die regte tyd. Sy tyd weet hy, want hy beplan dit. Ons weet ook, een van sy ander name is, hy is die Vader van die tyd. Soos ek sê, laas het ook by die Here was, hy dra nie Rolex nie. Hy dra geen Zobo Watch in sy arm nie. Sy tyd is sy tyd. En hy weet presies hoe om dit te beheer. So hy werk met jou wel. Die volgende een wat ons van hom ken, daar is Jehovah Rapha. En daar het God in Exodus 15 vir Israel beloof. Ek is die Here wat jou gesond maak. Dit verwys na God se vermoë en bereidwilligheid om te genees. Nie net liggaamlike siektes nie, maar ook emosionele wonde en geestelike gebrokenheid. Dit het ek al gesien. Skry kleindogtertjie, 4 jaar oud. Haar ma het haar kopvel met 'n broodmes probeer afsny. Sy het daar in 'n hondehok laat slaap. Daai kind kom in ons huis in. En ons sê, Here, wat nou? Here sê, is nie probleem nie. Bid maar net, vra maar net. Binne 'n jaar dra sy om. Dat sy soos 'n normale kind lewe. En jy sal nooit hoor, of nooit agterkom, dat daai kind 'n verkeerde lewe gehad het nie. En sy word aangeneem by ouers, en sy is normaal. So, hy kan jou emosies regmaak, hy kan alles regmaak, hy is so volmaakte God. Amen. Hy sukkel nie met sulke dinge nie. Jehovah Nissi, dis die Here wat die oorwinning gee. Ja, ons het vanmôre daaroor gepraat. Jy weet, daai ou wat dit gedoen het en dit gedoen het.
wanna wring your neck like a chicken. Dis hoe jy voel. Want dis wat jy by gedoen het. Maar los hom. Dis die Here se werk. Hy sê dit ook reguit. My kom die wraak toe. Nie vir jou nie. Ek sal oordeel. En ons dop baie keer daai eksamen. Ons wil dit self doen. Ek meen, jy is besig om my name of te laai. Jy laai dit terug. Jy kyk wat jy alles weet. Ek meen, ek het 'n vriend wat sekuriteit gewerk het. Nou, ons kom ook uit vir die 2 bataljon uit. En hy's ook uit die weermag uit en hy's begin sekuriteit werk en aangegaan en hy's getroud en toe kom hy nou een middag bietjie vroeg by die huis uit. En hy kry sy vrou en 'n ander man saam in die bed. Hy het nie gedink nie, hy het geskiet, klaar. En die regter het ook vir hom gesê, okay, wat nou? Hy sê nee, dis maar net daai mind change. Die regter het hom 3 jaar gegee om laat gaan. Want hy weet die manne wat in daai oorlog uitkom, se vingers werk vinniger as hulle kop. En ja, jy moet nie dat jou vingers vinniger werk as jou kop nie. Want dit is 'n probleem. Dit kan vir jou issues gee in die lewe. Jehovah Makadesh, die Here wat heilig maak. Hier is die gedeelte waar jy en ek baie ernstig oor moet dink. Wil jy God behaag? Wil jy doen wat hy sê? Hy sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. So ons gaan ons koppe draai. Ons sal moet dink aan daai ene. Ons is mense wat gewoond is om sondig te doen. Jy doen sonde van die begin af. Vra maar vir Eva, toe die engel na haar toe kom. Onthou, daai engel het eers na die tyd 'n slang geword. Toe het hy vir haar gesê, daai boom is lekker om te eet, né? Dis die boom van kennis van goed en kwaad wat ons vandag mee sit. Dus staan sy ook en dink, Jessie, maar wag 'n bietjie, hierdie is nou 'n engel wat ek nog nie aangedink het nie, want die engel het nou mos vir haar die halwe waarheid vertel. Dit sal nog lekker wees om te weet wat is die kennis van goed en kwaad. Vandag weet ons dit. En toe sy die appel eet en sy weet wat dit is, want God het vir haar gesê, julle sal doodgaan. En die engel het gesê, nee, jy sal nie doodgaan. Totdat die oordeel gekom het en God hulle geoordeel het. Toe besef sy, ja, dit is amper die halwe waarheid, ek is nie dood nie, maar ek gaan dood. Jesus moet kom om ons te red. Anders is jy uit. En dit het die verandering gebring in ons as mense van vandag. So, nou het Jesus gekom, bloed gevat, gesê, okay, daai blaadjie van jou wat so vuil is, ons maak hom skoon. Jy's nou reg. Maar hou hom reg. Want God is daar. Ek is hierso. Die Gees is met jou. So jy het in werklikheid 3 persone wat saam met jou wandel. En daai 3 persone kan jou op die regte pad hou. Hierdie een wat die Gees is wat hier binne jou sit. Wat vir jou sê, moet, jy is besig om droog te maak. Draai om. Dat jou kop kan draai. Dat die Gees en die siel kan saampraat. Hulle kan saampraat en doen die regte ding. Maar as hierdie 2 beklei, it's not gonna happen. Jy is besig om droog te maak. Nie een vertel die ander. Luister, dis wat jy moet doen. En so kom jy by die regte pad uit, wat die Here jy wil jy moet doen, sodat jy heilig kan wees. En nie net heilig nie, jy is in die wil van God. Onthou, God haat die sonde. Hy haat nie vir jou nie. So die oomblik as jy verkeerd doen, doen jy die verkeerde ding, en dis wat God haat. Solank jy die regte ding doen, en heilig lewe, dan stap jy in die wil van God.
Want hy rig jou voetstappe. Hy bring jou op die regte plek uit. En dit gaan vir jou by die volgende een bring, Jehovah Shalom. Jehovah Shalom is daai vrede. Want as jy nou saamstem, siel, gees, stem saam, jy stem saam met die Here, kry daai vrede van God. Daai Shalom vrede, dis hoekom ek baie vir hulle sê Shalom. Dis die vrede van God. Dis daai vrede wat hy presies van praat, wat alle verstand te bowe gaan. Ons verstaan dit nie altyd nie. Want daai gedeelte kry ons in Rigter 6, waar Gideon die altaar gebou het in 'n ontmoeting met die engel van die Here. En hy het dit Jehovah Shalom genoem. Hoekom? Dis dieselfde ding wat ons baie kry. Onthou, Gideon was hierdie gewone mannetjie wat daar plaasboer was. Nou kom sê die engel vir hom, "Boet, kry vir jou swaard, jy moet gaan oorlog maak. Kry jou goeders in plek." Maar die Filistyne het hulle so verdruk, hulle het nie swaarde gehad nie. Nou kom sy vir jou, "Boet, pak op, jy gaan oorlog doen." Nou vra maar vir jou oorlogsman is. Ek vir jou sê, kom ons gaan gou 'n bietjie grens toe, maar julle los julle R1's en R4's hierso. Jy gaan vir my skeef aan kyk. Jy sê, "Hey, wat's fout met jou, boet? Jy vat nie eers 'n 303 saam nie. Jy los alles hier, ons gaan nou oorlog maak." En dis wat hy gedoen het. Hy het vrede gekry oor die saak, want God het vir hom gesê, jy kan dit gaan doen. Hy het wel 'n triek na die tyd getrek, wat goed was. Want hy het die skaapvelletjies gevat en uitgegooi. Hy sê, "Here, ons moet nou hierdie ding mooi uitsorteer. As daai skaapvelletjie nat is, en die grond is droog, dan weet ek, jy doen dit." Toe doen die Here dit. Toe sê hy vir hom die tweede keer, "Here, okay, saak is reg, maar ek soek bietjie bevestiging. As ek die skaapvelletjie uitsit en die grond is nat en die velletjie is droog, dan weet ek dis jy." En toe doen die Here dit. Toe kom hy by die derde punt. Nou roep hy die volk op, ons gaan nou oorlog maak. Maar ons het geen swaard, ons het geen spies, ons het niks nie. Ons gaan oorlog maak. Nou ek weet dadelik, ons manne gaan sê, "Hey man, dat is fout met hom." Ja, baie groot fout met hom. En dis wat hy gedoen het. Daar kom 20.000 man op. En die Here sê vir my, "Wat soek hierdie ouens hier? Kom ons jag hulle huis toe." Die ouens wat gaan water drink, sal ek kies. En soos wat hulle water gedrink het, val daar toe net 300 uit. En hy jaag 19.600 huis toe. 19.700 althans. En daar is net 300. En hulle sê van, "Right, nou gaan ons daai manne uitsort." Nou moet jy weet, hier is 20.000 Filistyne daar in die veld. En ons is maar net 300. Weereens is die vrede van God, wat jy weet dat jy weet, die Here is met hierdie saak. Want ons as Israeliete kan daai saak nie wen nie, vergeet dit. En al wat hulle gedoen het, hulle het in die nag gekom, baie goeie ding, ons gaan nog eendag daaroor praat, oor die shofars geblaas, en hulle het lampe in kruike gesit, en hulle het die kruike gebreek. En gesê, die oorwinning is vir die Here en vir Gideon. Dis al wat hulle geskree het. Toe daai Filistyne gedisappeer. Somme net so. Maar dis weer eens die vrede van God, as jy vir hom vra oor 'n saak. En jy gaan bid daaroor. En sê, Here, maak die pad oop. Wys vir ons daai pad. Dan weet ons presies. Die 11de een is Jehovah Tsidkenu. Dit is, hy is ons geregtigheid. Hy stap met ons. Dit verwys profeties na die Messias wat geregtigheid sal bring. Dit beklemtoon die ware geregtigheid nie deur menslike pogings of nakoming wat die wet verkry word nie, maar slegs deur God self aan sy volk toegereken word. Hoor mooi wat ek sê daarso. God is ons geregtigheid. Met ander woorde, jy's 'n kind van die Here, jy's 'n gelowige. Here, ek het hierdie probleem. Ons sien dit in Psalm 23. Die Here is my herder,
Jeremia 23. Hier verwys hy presies na daai ding toe. Die Here sal vir jou optree. Hy sal vir jou veg. Jy hoef nie oor dit bekommerd te wees nie. Ons gaan na Jehovah Jireh toe. Daar weet ons, die Here is ons herder. Hy stap met ons. Hy sal elke ding vir jou vat. Hy versorg ons, hy lei ons, hy dra ons, want hy is jou herder. Hy is die een wat na die skape kyk. Ons as mense, as pastore, ons kyk na julle. Maar so ook moet ons seker maak dat julle die regte brood van die lewe kry. Waar kry ons dit vandaan? Ons kry dit by God. Ons gaan hoor by hom. En ons maak seker dat hy vir ons die regte brood gee, die regte boodskap, die regte saak vir hom. En dan die 13de een, Jehovah Shammah, die Here is teenwoordig. Hierdie ene is uit Jesegiel 48 uit. Die Here is daar. Baie interessant, die Here is daar. Wat doen ons hierdie? Ons kerk, ons gemeente. Voor ons hier begin, is God alreeds hier. Hy is daar, hy wag vir jou. Hy wil met jou gesels. Hy soek daai gemeenskap, hy soek daai teenwoordigheid, hy soek vir jou, want hy het jou gemaak. En dis daai intimiteit wat ons terugkom na Abba Vader. Hallo Vader, Adonai, jy is ons Vader, jy is ons God. En wat Paulus ook skryf in Tessalonisense, die gemeenskap van die heiliges. Dis waar God is, dis waar sy gees is. Dis waar hy wil wees. Nie net ons wil hy wees nie, God wil ook hy wees. Hy wil ook met jou praat. En dis wat hom so uniek maak. Wat ons as mense weer eens sukkel om te verstaan. Hoekom wil God hier wees? Ons is mense, ons is sondaars, ons is sleg, bla bla bla. Hoekom kom haal hy jou? Hoekom het hy Jesus gestuur? Vir jou, elke een van ons, het hy Jesus voorgestuur. Elke een van ons het hy kom haal. Want hy wil hê, soos ons gesing het ook, ons moet aan sy tafel kom sit. Ons moet met hom gemeenskap hê. Ons moet met hom gesels. Want hy is ons God. En dis hoekom hy met ons elke dag wil wandel. Nie net nou hier so Sondag. Jy weet, dan gaan ons huis en nou sis ons onsself, ons was nou in die kerk. Nee, as jy hier uitstap, stap hy saam met jou uit. As jy by die huis kom, is hy by jou daar. Hy stap saam met jou. Want hy is jou God. Hy is jou Vader. Dis hoekom hy vir jou ook sê in Exodus, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Want hy is 'n jaloerse God. Hy sê dit ook vir jou. So hy gaan nie daarvan hou as jy krompaadjies loop nie. Bly daai stryd erg, daai lig wat reguit loop. Dat God se lig reguit op jou skyn. En as hy op jou skyn, wat gebeur hy? Jy weer kaats hom. Jy werk soos 'n spieël. Daai lig skyn op jou, jy skyn op terug op God. Dankie Vader. Maar ook daai lig in jou begin ander mense sien. En daai lig trek hulle ook. Nou sê jy vir daai ou hierdie storie, maar dis wat die Here vir my gedoen het. Ja, okay, gaan aan. Kom my by 'n ander, ja, maar dis wat die Here vir my gedoen het. Daai ou gaan later begin dink, Jesusie, wag 'n bietjie, hier is iets fout. Hoekom doen die Here dit nie vir my nie? En dis hoe die Here werk. Want nou begin hy ondersoek instel en wonder, okay, as die Here dit vir hom doen, hoekom kan hy dit nie vir my doen? Want ons het almal probleme. So eenvoudig soos dit. Nie een van ons is geskiep van daai ene nie. So jy ry jou teerpad en jy ry jou grondpad. Jy moet net jou baadjies. Dis al. So, ry gaan jou ry. Dis uitgemaakte saak. So, ja Here, dis jou lig, dis ons lig, dis u lewe, wat ek vir u lewe. So met ander woorde, ek gee my lewe vir jou,
en ek lewe my lewe vir jou. So ek wandel met God. Terug wat ek gesê het van Noag. Noag was 'n normale man, maar hy was opreg en regverdig. Hy het gedoen wat hy moet doen. Hy het God geken in sy weë. Ander vinnige ouetjie wat ek wil sê is wat ook met iets rondgery het, maar dit was 'n donkie. Ou Biliam. Ken julle ou Biliam? Biliam was hierdie ou, hulle het hom daar gaan haal. En onthou, Biliam was ook hier in die Ou Testament, hy moes die Israeliete kom vervloek het. Toe stuur hierdie koning vir hom net soveel skatte en alles. Sê hom, al wat jy moet doen is, want ons weet, weer eens wat ons sê, as jy praat, hy moet gou hierdie Israeliete kom vervloek. Toe sê hy, maar ek kan dit nie doen nie, ek moet eers by die Here hoor. Maar Biliam was nie ou wat opreg en regverdig was, maar hy het God geken, baie interessante man. Sê hy, maar ek kan dit nie doen nie. Kom die Here by hom in die nag, toe sê die Here vir hom, waarmee is jy besig, wat soek hierdie manne hier? Sê hy vir hom, dis wat hierdie koning wil hê. Gaan jy saam met hom? Hy sê, ja, ek gaan saam met hom. Nou ja, op pad soontoe, ons ken die verhaal, die besluit die donkie, wat se nonsens is dit hierdie? Hier is ons nou besig om droog te maak. Toe stop die donkie, toe gaan lê hy. Wat jou storie my aan? En toe klim hy van die donkie af, vat 'n stok en slaan die donkie. En sê vir die donkie, laat ons nou gaan. En die donkie praat met hom. En die donkie sê vir hom, hoeveel jare help ek jou al? Hoekom dink jy lê? Maar jy sien, hy, die donkie, het die engel van die Here in die pad gesien en Biliam nie. En dis hoekom die donkie gaan lê, het vir hom gesê, jy moet wakker word, want jy is besig om nou droog te maak. So as jou bike breek, nie altyd wonder hoe kom die, gaan kyk eers hoe kom. Die Here wil jou dalk net spaar van 'n ander pad, of van 'n probleem. So, toe die donkie met hom gepraat het, toe skrik hy eers wakker. En toe gaan hy wel, maar toe sien hy weer eens vir die Israeliete. En toe is die koning baie kwaad vir hom en sê vir my, hey man, ek het vir jou gesê, maar om te kom vervloek nie te seën nie. Sê vir hom, sorry, ek het vir jou gesê, ek sê net wat die Here vir my sê. En dis die punt waarop jy moet staan, dis die waarheid. Ek ken die pad met God, maar ken nie die pad met jou nie. God sê vir my dit, en jy kan maar sê wat jy wil, maak nie saak wie jy is nie. Al is jy watter koning. Dis wat God vir my sê. Daniel het daai selfde ding neergeloop. Hulle het hom ook probeer doodmaak. En ons weet, hy daar gaan Kentucky braai nie 4. Hulle gesê, ek was het ek baie gebraai, so vir die koning se pastetjies uitgegooi. Wat jy al gaan moet. Dit is lekker hier binne. Maar dis hoe God werk. So, jou pad met hom is reguit. As nie draai nie. Hierdie is nou 'n paar van sy name. Maar dis net vir jou voorbeeld om vir jou te sê, maar dis wat hy is. Hy is jou vrede. Hy is die een wat saam met jou loop. Hy is die een wat saam met jou beklei. Jy hoef nie die 9 mal leeg te maak nie. Jy kan hom maar bære. So eenvoudig soos dit. Ja, pastor. Ek het 'n versoek asseblief, pastoor. Dis reg. Hierdie name wat jy het, kan ons dit dalk op ons groep sit, sodat ons net weet, ons het nog 'n lys. Ek sal, ja. Die preek gaan nog op. Dis reg. Maar ten minste op die groep is, dan is dit Maak so. ons kan dit Dis reg. print of iets wat Ja. daar het ons almal dit. Dis reg. Nee, ek sal dit Dan doen. kan ons deur dit lees en dan kan ons daai waarhede wat jy nou vir ons gegee het, Ja. kan ons dit net inskerp. 100, ek sal dit die selgroep op deurwerk. Want ek wil nog by die gees kom, die Ruach gees. Want ek het genoem van die shofar. Nou die shofar, as ons teruggaan en ons kyk in die Nuwe en in die Ou Testament, elke keer as hulle oorlog gevoer het, het hulle hom geblaas. Toe hulle deur die Jordaan gegaan het, het hulle hom geblaas. Dis die oorwinningsgees van God. Hy het weer 'n ander naam. As ons gaan kyk wat in die hemel vandag gebeur, hulle blaas die shofars daar. Hoekom? Hulle doen dit 7 maal en dan doen hulle 10 maal. Daar is sekere redes daarvoor. En 'n persoon wat 'n shofar ook blaas, is nie net sommer 'n man wat,
jy is nou vandag die ou wat die ding gaan blaas. Dis 'n job wat die Here jou gee. So spesifieke werk wat hy jou gee om te doen. Maar daar is ook 'n spesifieke ding wat jy doen. Ek wil amper sê ritueel, maar dis nie 'n ritueel nie, dis 'n spesifieke gebed wat jy bid om die shofar te blaas. Want dis die Ruach Gees van God wat jy eintlik vrylaat. En dis daai gees wat dan die oorwinning bewerk. Hoekom het hulle 7 dae reg rondom Jerigo geloop? Die 7de dag, toe blaas hulle 7 keer, en toe val die muur om. Hulle het niks gedoen nie. Daar was nie 'n ding dat ons hier gaan klippe gooi en hierdie mure gaan val nie. Dis al wat die Here vir hulle gesê het. Loop maar so 'n bietjie, jy weet, julle kan 'n bietjie raai. Ledemate van julle oefen asof hulle nie genoeg geloop het in die woestyn nie. Maar as julle daai laaste dag so dit en ons blaas, gaan hy mure kollaps. Einde van die saak. En dis hoe God werk. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar al wat hy van ons vra, is daai eerste ding, geloof. Tweede ding, gehoorsaamheid. As jy daai 2 in lyn het, dan is jy op 'n reguit lyn van God, daai lig wat reguit skyn. Nie paaie nie, stryd. En dan klap jy. Dan is dit soos ons sê, nou is jy wit warm papa, jy kan laat waai. Okay. Ek gaan vir ons afsluit daarso. En dan ek sal vir ons definitief daai gedeeltes vir ons opsit. Dankie julle. Ja. Lees, ek weet ek het dit nodig. Miskien het iemand anders dit ook nodig. Hulle self nie hoor, want ek hoor ons praat baie van oorlog vanoggend. Miskien dat ek net iets wil vooruitspreek, maar as iemand dalk in 'n oorlog sit of wat ek weet ek doen myself met die Here, dan kan ek miskien dalk op die reg volg. Kom ek self vir jou so, jy's reg as jy praat van oorlog, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose geeste in die lig. En daai ding, Shibit, jy weet ek het 'n ander ou tannie gehad, sy was 93. Toe vra ons vir haar, tannie, jy het nou in al jou lewe altyd net goeie dinge van mense gesê. Ons gaan jou nou 'n bietjie uitvang. Wat sê jy van die duiwel? Toe sê sy, weet jy my boetie, hy is 'n verdomde harde werker. En dis 'n feit, hoor, hy rus nie. Jy sien, ek het 'n gesegde wat ek baie keer sê as ek vir die ou mense gaan kuier. Hulle is nie net vir nie daar nie. Hulle sit almal in die wagkamer van God om gehaal te word. Want hulle weet, hulle tyd is min op aarde. En hulle sit in daai wagkamer. En hulle wag. Wie se tyd is dit? En jy kan maar gaan kyk by daai ou huise. As daar iemand dood is daai aand, al die ou mense sit daar by mekaar. En hulle bid oor daai man en hulle praat oor hom en alles. En daai ding van ja, hy's 'n harde werker. Daai pes wat in die donker wandel, wat op die middag verwoes, hy rus nie. Ja, so. Hy wat in die stelplek in alle dood gesit, so op laat in die skare weet nie maar ek wil sê tot die Here sê, my plek en my bergvenster, my God op weer gekry. Want dit is hy, wat is alreeds die net van die voorvanger van die verderflike fees. Hy is in die dek met sy sterk en van sy veel sal jy skei. Sy trou is 'n skild en vansig. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag of vir die pyl wat te dag steek nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand. Na jou sal dit niks aankom. Net met jou oë sal dit aanskou en die verkelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug, die Allerhoogste, het jou sy beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom, want hy sal sy engele aangaande jou beveel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy nie jou voet teen geen klip stamp.
Op die leeu en op die adder sal jy trap, die jong leeu en slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom keer. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my onheil laat sien. Jy sien? Ja. Psalm 91 wat hy ons gelees het daar. Ja. En presies daai ding, ek sal hom red omdat hy my naam ken. Baie belangrik. Jehovah Nissi. Dis hoekom ek die name van julle behandel. Dat jy kan weet, Here, ek is in hierdie probleem, ek kan hom op daai naam aanroep. Jehovah Jireh, maak my gesond, Here. Jehovah Nissi, seën my, Here. Beskerm my, Here. En so gee jy elke naam wat jou in jou omstandighede is. Dis ook hoekom ek sê Psalm 150, psalms op hulle self, uit 150 psalms in. En daardie een sal ek ook nog met ons behandel, want elke een is vir ons as gelowiges wat met die bose stry. Elkeen is 'n pyl. En as jy soos Psalm 23 bid, dis 'n pyl wat jy teen die bose uitskiet om jou te beskerm, om jou te help. Hy gee vir jou elke een daai vertroosting, daai gerus, daai ding. 91, die Here sal my bewaar, ek ken sy naam, Jehovah Nissi. Hy werk met jou, hy praat met jou. En dis presies wat jy gaan. Dus ek sê die 950 gaan julle 'n bietjie van die pad afvat. Maar dis die belangrikes, wat vir ons elkeen belangrik is. Ons ken hom Adonai, Abba Vader. Ons is hier, Here, praat met ons. Hy is ons God. En hy is die een wat met jou wandel. Dit het my baie gehelp met ietsie vanoggend deur die woord te bring, want ek het geleer vanoggend dat uit Psalm 91 uit, hy wat my naam ken, en met al die name wat die Here het, ek wonder nog altyd vir myself, jy weet, Here, as ek sit in hierdie vrees, of ek sit in ietsie wat ek dalk nodig het, of die op daai, hoe praat jy daarvoor? En dat is maklik, ons gaan bid net op sy naam, hy het baie name. Sodra jy hom aanroep op sy naam, onthou, hy sê ook in sy woord, my arm is nie te kort om te help, en my oor is nie te doof om te hoor nie. So ek sal hoor en ek sal, en laat sê hy in Esegiel ook, die volk oor wie sy naam uitgeroep is, as hulle verootmoedig, sal ek hulle red. Dis 'n belofte. God sê dit nie net sommer nie, dis 'n belofte. Jy kan maar weet, as jy op daai belofte staan, sal God jou help. Hy het nie 'n saak met die wêreld nie, hy het 'n saak met jou. En hy wil jou help. En presies daai ding wat Gideon gedoen het. Here, ek weet jy gaan my help, maar ons moet nou net eers sekerheid kry dat ek reg hoor. Want ons doen baie keer daai ding, ons hoor en ons luister en ons dink sharp, dis reg. En dan doen ons die verkeerde ding. En dan wil jy jouself skop, dan wonder jy hoekom. Ek gaan vir ons afsluit. Ons hemelse God en almagtige Vader, Here, U wat almagtig is. El Elohim, El Shaddai, die heilige, die almagtige, die ewige. Die een wat is, die een wat was en die een wat kom, wat sê ek is jou Vader. Ek is jou God. Ek is, want ek is met jou. Tot aan die einde van die wêreld, tot aan die einde van jou dag. Van ewigheid tot ewigheid is ek God. Ons loof U, Vader, dat U met ons as mense bemoeienis maak. Dat U ons eerste lief gehad het. Dank ons U daarvoor, Vader. Want U is groot, U is goed. U goedertierenheid is tot in ewigheid en U trous van geslag tot geslag. Daarom loof ons U, Vader, dat U ons God is. Ons dank U daarvoor. Ons vra dan ook so dat U met elkeen van ons sal gaan in hierdie week, ook vir die wat nie hier is nie, dat U elkeen sal seën en elkeen sal voorsien in hulle behoeftes, Here. U weet, ons is U kinders. U het ons geroep. Ons is U sin. Ja, Here, U het ons gekies. Ons het U nie gekies nie, nog voor ons geweet het van U.
Ons loof U daarvoor, want U is ons God. Ons dank U daarvoor, want U is ons Vader. Ons prys U daarvoor, want U het vir ons, ja, vir ons is nietige mense, op die kruis uit met U bloed vir ons betaal. Ons dank U daarvoor, Vader. Ons dank U vir die liefde. En ons loof U daarvoor in die naam van Jesus van Nazareth, die Nazarene. Amen en amen. En shalom julle.